Groete in Jesus naam. U is weer ingeskakel op die program Encounters. Ek is Desmond Berry en ek is so opgewonde om saam met u vandag weer te kuier. Ek het die vorige weke, 4 weke, het ek vir Jacques Botha saam met my gehad en ek hoop julle het hom geniet. Ek kan jou sê, Jacques het 'n kragtige getuienis. En Jacques was ook by ons kerk gewees. Ons het 'n awesome tyd gehad. Ek kan vir julle nou sê, daai getuienis ruk lewens, dit ruk mense tot stilstaan. En elke keer wanneer ek na Jacques luister, en dan sien ek net God se groot genade. Maar familie, ek wil vandag met u praat oor 'n baie belangrike titel, of kan ek sê 'n boodskap. Ek sien dit as een van die kragtigste boodskappe van Jesus Christus. Dis 'n gelykenis en ek wil jy saam met my bly na Matteus 13. Ek dink dat as ons dit vandag kan onder die knie kry, so 'n boodskap glo ek moet 'n mens aan die begin van 'n nuwe jaar moet jy natuurlik na kyk weer en net jouself reg kry en gereed kry vir die nuwe jaar. Maar in elk geval, kom ons bly saam na Matteus 13 toe en dan lees ons vanaf versie 1. En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. En groot menigtes het by hom vergader. So hy het in 'n skei geklim en gaan sit het. En die skare het op die strand gestaan. En hy het baie deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom, en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en vrug opgelewer, die een 100, die ander 60, die ander 30voudig. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Kom ons lees verder, vers 18. Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. Nou ek wil vandag met u praat en ek noem my boodskap die verantwoordelikheid van die hoorder. Ek gaan oor die volgende paar weke gaan ek praat oor hierdie boodskap, hierdie titel. Ek noem dit 'n reeks, maar is baie belangrik dat ek en u by die plek moet kom. Jy sien, dis hoekom ek begin meer en meer verstaan dat hoekom is daar nie altyd deur vrug of baie vrug in sommige van ons lewens nie. En het het baie te doen met die gelykenis. En so, ek wil u vat familie, weet jy wat, u ken my nou al vir 'n geruime tyd wat ingeskakel is op die program. Ons sit met die woord, behalwe as ons met, kom ek sê, as ons onderhoude het met mense wat kom besoek op die program, maar ons sit met die woord en ons wil seker maak, u verstaan die woord van die Here. U sien, ons is in 'n tyd en ons is in 'n plek in ons lewe, ek dink in die wêreld, dat dinge, dit gaan nie eintlik beter nie. Onthou die Bybel sê dat in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Nou ons wil nie negatief raak nie, maar ons wil ook verstaan dat die realiteit is, dat ons lewe in 'n bose tyd. En veral in hierdie bose tyd, nou sê die Here, koop die tyd uit, want die dae is boos. En so ons maak tyd op hierdie program, om saam met u deur die woord van die Here te gaan. En ek is 'n pastoor, 'n leier van 'n gemeente vir 'n aantal jare, en in my ondervinding het ek al gesien dat in een gebou is daar, soos in hierdie gelykenis, 4 groepe mense. En het is jammer om te sien dat daar van ons geliefdes is dat Sondag na Sondag, weksdag na weksdag, dan ontvang ons die woord van God. Die woord word gesaai. En baie keer is dit 'n woord van profesie, of dit is 'n woord van lering, dit is wat dit ook al mag wees, maar die woord word gesaai, en dan is dat die van ons, wat nie altyd die vrug sien op die woord wat gesaai is nie, maar ek is hier vandag om vir u te help. U sien,
Nou, ek as 'n prediker, ek lê 'n fondasie voor ons ingaan hierso. As 'n prediker verstaan ek dat 'n mens raak soms, ek wil sê, buite jouself. Jy weet, dis asof daai charisma oorneem. En jy hardloop rond op die stage of waar jy is. Maar daar's tye wat 'n mens ook verstaan, ons sit en ons deel die woord. Jy sien, geliefde, die belangrikste ding wat ek en u moet kry is God se woord. Ek het al in my tyd van bediening gesien dat ongelukkig is dit die geval dat as party van ons dierbares hoor, daar's 'n kragtige prediker daar, dan los hy wragtig sy gesonde gemeente om nou na die kamstige, ek noem sy maar kamstige, kragtige prediker te gaan, want waaroor gaan dit baie kere? Het gaan nie so oor die kragtigheid nie, het gaan oor dat ek en jy moet by 'n plek kom van stabiliteit. Jy sien, en as ek gaan om net gehype te word, net om goed te voel, dan gaan dit nie vir my lank hou nie. Wat ek moet hê is die woord, want die woord is die substance. Nou so, ek wil jy vandag vra, hoe goed ontvang jy die woord, want dit gaan bepaal of daar vrug gaan wees in jou lewe, en of jy vrug gaan oplewer. Jy sien, dis God se wil, dat ons by die plek moet kom, en ons gaan nie nou daaroor praat nie, maar waar ons die woord hoor, ons verstaan het, en ons dra vrug, daar kom vrug op. Dit is God se wil. Jy sien, Jesus sê, op 'n stadium in Johannes, hy sê, hierin word my Vader verheerlik, dat jy hulle veel vrugte dra, baie vrugte dra. Jy sien, en dan gaan hy ook verder, hy sê dat 'n boom sal aan sy vrugte geken word. En sien, al wat ek en jy nodig het, in ons walk met die Here, is die woord van God. Ons weet die Heilige Gees, maar God se woord. Onthou, die Bybel sê, dat in die begin was die woord. En so ons wil by die woord van God bly. So, nou kom ons gaan aan, en nou kyk ek na Isaiah 55:11, ek lees dit in die Engelse vertaling, hy sê, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void. Nou, net die wil ek hê, ons moet dit ding verstaan, dat in albei scenario's in hierdie gelykenis, was dieselfde woord van die koninkryk gesaai. Ons kan ook noem gepreek of geleer. Maar nou, wat ek en jy moet verstaan is die ding dat die probleem, as daar 'n probleem lê, is nooit by God se woord nie. Onthou, die Here sê, my woord sal nooit leeg na my terugkeer nie. En hy gaan aan om te sê, it shall accomplish what I've purposed it for. Het sal prosper, dit sal voorspoedig wees. So, God se woord is ja en amen. Nou die ding is dan, wat oorbly, dit is aan die ontvanger se kant, waar die probleem lê. Nou kyk ons na die gelykenis, hy by wie langs die pad gesaai was. Kom ons wees nou eerlik, en ek wil die challenge vandag, as ek en jy ernstig is oor ons verlossing, oor ons vryheid, oor ons voorspoed, ek kan dit maar opnoem, dan het ons 'n verantwoordelikheid. Jy sien, die verantwoordelikheid moet altyd ons sinne bly. Ek kan vir jare preek, en ek weet, daar's baie predikers, nie net op Kruiskykie, maar oral in hierdie wêreld, goeie, gesonde predikers. Maar die ding is, familie, dat ek en jy wat die hoorder is, het 'n verantwoordelikheid. Nou hoor wat sê Jesus in Matteus 5:6, en hierdie ding het my opnuuts weer getref. Hy sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Hulle sal versadig word. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Hulle sal versadig word. Nou, wat ek en jy moet verstaan hier is dat God kyk na 'n mens se honger. The level of your hunger for God's word, for righteousness, your thirst for the word of God. Nou gaan ek gaan 'n sterk stelling maak. En ek gaan dit verstaan, of het nou gaan wees, maar by tyd, dis nie almal wat versadig word nie. Dis nie almal wat verstadig, is baie duidelik, dat die Here sê, Jesus, weer is dit Jesus wat die praat, en het 'n bergpredikasie, hy teach die mense, hy sê, salig is die, geseënd is die, gelukkig is die,
wat honger en dors na geregtigheid. Hierdie mense wat honger sal versadig word. Daarom het ek gekom by die konklusie dat is nie almal wat versadig word nie. En begin dit nou vir ons dalk sin maak. En vir my is dit baie duidelik. Hoekom kry ek nie, het jy gewonder, hoekom deel die Here dan nie soms meer met jou nie? God kyk na 'n mens se honger. En ek wil eers moet gaan kyk na 'n gedeelte wat vir my baie interessant is in Daniël. Nou, die eerste ding wat ek en jy moet hier verstaan in die gelykenis, die uitkoms was dat die persoon of persone, die groep by wie langs die pad gesaai was. Die boos het gekom en hulle die saad geroof wat in die persoon se hart gesaai was. Hoekom? Omdat hy dit nie verstaan het nie. Nou kom ek en jy gaan kyk gou 'n baie interessante gedeelte en dit is in Daniël hoofstuk 10. En ek wil eens moet gou net so 'n paar verse moet ons gou deel. Miskien kan ek dit vryliks aanhaal. Kom ek al dit vryliks aan. Baie van ons en ek kan dit gaan vind in Daniël hoofstuk 10, vir tydsonhalwe gaan ek dit lees nie. Maar wat hier gebeur is dat Daniël besluit op 'n stadium in sy tyd dat hy gaan die Here vra, hy gaan die Here nader oor die toekoms van sy volk. Wat gebeur hier is dat Daniël soek insig. Daniël wil verstaan, Here, hoe lyk die toekoms van my volk? Wat lê voor van my volk? En Daniël besluit om vir 3 weke niks spyse te eet en wyn te drink nie. En ons verstaan aan vandag dat hy was in 'n vas gewees. En so Daniël het hom verootmoedig voor die Here. Daniël het God genader, hy het antwoorde gesoek om te verstaan, Here, wat is dit wat met hierdie volk van my gaan gebeur? Jy sien, en dit is die ding, ons verstaan ook dat toe Daniël hom verootmoedig voor die Here, toe hy by 'n plek kom om understanding te kry, toe dit die hart van God geroer. Jy sien, en die Here stuur 'n engel om vir Daniël die antwoord te bring. God stuur 'n boodskapper. Ons kan vandag kyk na die engel nie net as 'n engel wat, jy weet, soos wat ons engele van God sien in die vorm van geestelike wesens sien. Maar baie kere kan die engel wees 'n leraar van 'n gemeente. Kan u onthou dat die Here skryf, Johannes skryf en hy skryf aan die engel van die gemeente. Daar's 'n vertaling wat praat van die engel. Daar's vertalings wat dit noem weer die leraar van die gemeente. En so baie kere kan die Here 'n boodskap, en ons sien ook die engele as boodskappers van God. Dis wat die woord van God ons leer. En so wanneer ek en jy by 'n plek kom waar ons insig soek, en dis waar ek nou gaan kom, waar ons insig soek, waar ons wil verstaan, wat sê die Here vir my? Vandag wil ek eintlik 'n vraag vra. Gaan ons gereeld terug en gaan vra, Here, wat sê U eintlik vir my? Hoeveel van ons, wanneer ek sit in 'n kerkdiens, of ek luister na 'n preek, dan gaan ek terug en ek gaan vra die Here, wat sê U vir my, Here? Wat is dit wat U aan my wil openbaar? U sien, en dit is die plek wat ek en u moet kom, as ons nalaat om dit te doen. Dit is baie duidelik en eenvoudig. Die bose kom en hy beroof die woord van God uit ons harte. Wat is die uitkoms? Die uitkoms gaan wees, daar sal geen vrug wees in my lewe nie. En ek sien, dat is ook om baie, ek kom jare aan met die Here. Ek sê ook, en ek kan soms boast, nee, ek stap al 20 jaar met die Here, en ek is 30 jaar op die pad. Maar die ding wat ek na kyk, is nie die aantal jare wat jy op die pad is nie. Nou, ons is nie ignorant nie. Ons verstaan, ondervinding en ervaring het 'n groot deel. Dit kan 'n mens leer. Maar ek sê nou vandag, dat die eerste ding wat 'n mens kyk, is na die vrug. Hoe gaan ek 'n boom ken, as ek nie sy vrug sien nie? Hoe gaan ek weet of hierdie boom vrugbaar is,
As ek en jy, ons stap voorbij 'n boom wat ons nog nooit geken het nie. By die kyk, by die sien nou. Maar ons het ook sy vrug, as jy niks vrugte nie. Hoe gaan ek en jy weet wat se boom is dit? Jy sien? En daarom, die Here is so, vrugte praat van evidence. Het praat van bewys. Die tyd waar ons net vir die wêreld gesê het, hoe goed die Here is, en hoe wonderlik die Here is, en die wonderwerkende God wat hy is. Familie, ek kan nie nou sê, ek gaan nie sê ons moet dit nooit meer sê nie, maar ons moet dit begin wys. Daar moet 'n bewys wees van die goedheid van die Here in Desmond se lewe. Daar moet 'n teken wees in Desmond se lewe van God se wonderwerkende krag. As maklik om vir my te sê, we serve a miracle God. Ons sing die lied so baie kere, we serve a miracle working God. Maar as die bewys daar in my lewe, dra ek die vrug van wonderwerke in my lewe, dra ek die vrug van transformasie in my lewe, dra ek die vrug van voorsiening in my lewe, dra ek die vrug dat die seën van God is op my lewe. En ons kan gaan kyk vandag in baie omstandighede, in situasies, en iets sê toe sê, maar dit is die realiteit. Somtyds lyk dit nie dat die God wat jy aanbid is 'n wonderwerkende God nie. Somtyds lyk dit nie dat die God wat jy van praat, wat voorsien, en wat ek ander mee bemoedig, is 'n God van voorsiening nie. Soms lyk dit nie, hy is Jehovah Jireh nie. Soms lyk dit nie in jou lewe, in my lewe, dat hy is Jehovah Rapha nie. Hy is Jehovah Shalom nie. Is maklik om te praat, en daarom sê die Here, dat hy soek vrug, en God die Vader word verheerlik. Die Engels vertaling stel dit vir my so mooi. Hy sê, the Father are glorified, dat ons veel vrugte dra. Onthou, Jesus is baie spesifiek. Hy sê nie bietjie vrugte nie, hy sê baie vrug dra. This is the mandate from the beginning, toe die Here vir Adam of die mens maak, toe sê, wees vrugbaar. Dit is 'n goddelike opdrag, dit is 'n goddelike mandaat. En hy sê, hoe gaan ek en jy hierdie vrugbare en vrugvolle gelowige en disipel van Jesus bekom en wees? Ek glo, want ek en jy by hierdie gelykenis gaan stilstaan, en besef, ek het 'n verantwoordelikheid as die hoorder. Jesus sê, hy wat 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. Ek het 'n verantwoordelikheid, dat wanneer ek die woord van God ontvang, dat ek moet werk maak daarvan. En ek wil kom by die konklusie van vandag se boodskap, dat daar's 'n oplossing vandag vir ons. Ons weet die uitkoms van die gelykenis in hierdie geval, by hom wat by die pad langs gesaai was, is dat die bose het gekom, omdat hy nie die woord verstaan het nie, het die bose gekom, en die saad wat in sy hart gesaai is, beroof. Maar die oplossing vandag, is dat ons moet, wanneer ons hoor, wanneer God praat, ons moet hierdie gewoonte maak, ons moet ons hierdie dissipline aanleer, om neer te skryf. Kan jy onthou, dat die Here, verskyn aan Johannes op die eiland Patmos, en hy sê vir Johannes, alles wat jy sien en hoor, skryf neer, want dit gaan spoedig gebeur, dit gaan vinnig in vervulling kom. My vertaling, jy sien, is belangrik. In Habakuk sê dieselfde, Habakuk 2, jy kan gaan kyk en gaan oplees, en hy sê, skryf neer die visie, maak dit duidelik, want hy wat met dit gaan hardloop, moet dit kan sien. Jy sien, ek en jy moet, ons moet, en ek sal altyd in ons gemeente, sal ek ons gemeente aanmoedig, maak notas. Ek weet as mense wat baie, hy verkies om net te luister, en hy vind dit goed, en dit is oukei. Maar ek kan nie vandag sê, dat om neer te skryf, is 'n baie helpvolle manier. So skryf neer, wanneer jy God se woord ontvang, wanneer jy sit en jouself wil voed met die woord van die Here, maak notas, dus dit gaan jy baie help. Die tweede ding is dat, kom ons mediteer. As hierdie een is net so kragtig, wanneer ek gaan oordink,
Ek gaan nadink oor wat die Here gesê het. Ek gaan nadink oor wat ek vanoggend in die diens gehoor het, of by 'n weeksdiens, of waar ook al, waar ek God se woord ontvang, op kruis kyk, hier op Encounters. Ek gaan nadink. En dan natuurlik die laaste een, wat ek wil noem, is kry insig. Soek na insig. Die skrif wat ook nou by my kom, toe ek nou praat van mediteer, is in Psalm 1. Welgeluksalig. Jy ken daai, dit is so, is 'n ou skrifgedeelte wat ons baie goed mee bekend is, maar dit is so kragtig. Hy praat daarvan, hy oordink die wet van sy God dag en nag. Maar hoor wat sê hy verder, so 'n mens sal voorspoedig wees. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en sy blaar verwelk nie. Jy sien, dit is die man wat mediteer. En mediteer gaan jou nie los by die plek waar jy net dink nie. Mediteer bring jou tot aksie. Mediteer bring jou by die plek van, nou sit ek die daad by wat ek gehoor het, en wat ek glo. En so familie, ek wil afsluit vandag, kom ek en jy maak werk, kom ons aanvaar die verantwoordelikheid as hoorders, en ons doen alles in ons vermoë om insig te kry oor God se woord. Nou, soos ek gesê het in die begin, hierdie volgende paar weke, gaan ons praat oor die verantwoordelikheid van die hoorder. Ek sê vir u, en ek sê nie ek het alles by mekaar, en jy weet, daar is nie dinge in my lewe nodig, maar ek, as 'n prediker van die woord, en veral op hierdie program het ek besluit, ek wil graag ons geliefdes help. Ek sien die kans dat ons net elke keer 'n woord hoor, maar daar is die vrug wat opkom nie. Ek weet jy wat, ek is vir jare verby hype om mense op te hype. Nou, as ek daai ding noem, dan sê ek nie, soos ek vroeger gesê het, ons raak buite onsself, wie nie dit gebeur, maar die ding hype. Ek wil nie net vir jou laat lekker kry nie, nee. Ek wil vir jou iets bring, wat gaan waarde voeg by jou journey in die Here. En so, ek is baie opgewonde, volgende week gaan ons weer so, maar u weet, elke donderdag om 9:00, as ons hier op Kruiskyk TV, en die herhaling van hierdie program is die Vrydagoggend om 11:30. U kan ook hierdie programme kry van my op YouTube, daar kan jy indruk Desmond Berry Encounters, en jy kry al ons programme daar. Jy is geseën tot volgende week. Amen.